Goeiemôre, welkom terug in die Groen Kombuis. Ons gaan nou nie nuus toe nie. Ons kom eers kombuis toe saam met Chef Megan Smith. Ekskuus, ek is besig om een van die mariekoekies. Jy kan nie vir my 'n mariekoekie gee net voor ons begin nie. Sivi. Waarmee gaan ons vandag begin, chef? Okay, so vandag maak ons Pop-Tarts. Poptart. Pop-Tarts. Poptart. Nee man. Wat is poptart? Nee. So die Amerikaners eet Pop-Tarts. Ek weet nie of jy al gehoor het van hulle vat Wow, Pop-Tarts. in die movies, 'n pop tarts. Pop-Tarts. Wat die hel is 'n poptart? Pop-Tarts. So gewoonlik is dit 'n koekie en daar is daar's sjokolade tussenin, daar's vrugte. Dis soos 'n jam storie. Dis soos 'n koekie met jam tussenin. Ja. Maar ons maak nou die maklike en die vinnige weergawe daarvan, soos altyd. Wat wag 'n bietjie. Jy's 'n koekie in 'n olierige pan. Ja. Wat? Ja, so ek gaan jou gou wys hoe lyk dit. So ons het hom, ek het hom nou so vir effens gebraai. Ja. Goed, ek wil hom nou net hier op 'n bietjie papier sit, laat ek net die oortollige olie afhaal. Ja, dit lyk na 'n volksvreemde besigheid. Dit lyk soos hier 'n velletjie wat jy daarsdeur kan kyk. Kyk nou daar. Hoe op dis. Wanneer Hoor gou hoe lekker. hy kraak as jy hom sny? Hy kraak so lekker en kyk wat gaan daar in die binnekante aan. 'n jammerigheidjie amper. 'n Jammerigheidjie en dan ook Nie vingers brand nie. nee, ek sal nie, hulle is nou So right, okay. ja, Goed, daar is dit 'n poptart. 'n Pop-Tart. Nou maar. So ons maak nou die maklike weergawe daarvan. populêre term. Die in Afrikaans, populêre. direk vertaal. So, ja? ons gaan ryspapier Ryspapier gebruik. So wat jy doen is jy vat ryspapier en sit jy hom in water. Omdat Hy moet sag word. Andersins kan ek hom nie vou nie. natuurlik. En dan nou natuurlik het ek neute Omdat? van jou keuse. Soos wat jy As kan besluit watter neute ja, jy wil hê. en dan daar's jy 'n Marie koekie daar dat jy Moet ek nou weer praat ek te veel? Jy praat verskriklik baie vandag. En dan het ek Marie beskuitjies gevat. As jy nou nie van Marie beskuitjies hou nie, enige beskuitjie waarvan jy hou, Marie se koekie of wat ook al. En dan het ek nou natuurlik aardbeie. Gemberkoekie. Jy kan gemberkoekie ook gebruik. Gingernuts fyn gemaak. Jy kan. Dan kan jy ook aardbeie, jy kan perskes, jy kan blueberries, wat ook al jy van hou. Blou bessietjie. Blou bessiekie, perskietjie, enige vrug waarvan jy hou. En dan sien jy hoe sag word hy. Papier raak sag ja. Lekker sag en dan gaan ek hom hier die kant neersit. Ja. Goed, en dan gaan ek net hierdie vir jou nader skep. Dan kan ek vir jou wys hoe Moet bou ek ons werk? hom. Jy gaan so 'n bietjie met Bak en brou en werk. So 'n kleuterskool, bietjie met baie werk. dieselfde gewees. Okay, so hierdie is nou maklik, soos val uit 'n boom uit. So jy gaan nou koekies vat, dan sit jy koekies daar in die middel. Moet nou nie Suid-Afrikaans wees en dan oorvul maak soos 'n taxi nie. Okay? Jy gaan nou koekies daar vat, sit dit daar in die middel. Okay, kan ginger maar ook eers hoekom jy 3 koekies? Ek kan van die beslag onder omdat ek gaan sjokolade smeer in die binnekant sit. Maar jy maak hom toe sodat beslag bo op is. Ja, Okay, alright. Okay, koekies? krummeltjies of jy kan groot, klein gaan net in die middel. In die middel. moet onthou. In die middel. Assai. Moet ek nog? Nog 'n Hoe bietjie. voel jy daaroor? Ek Nie so vol soos 'n taxi nie. net klein bietjie. Assai. Goed. Assai. Dan gaan ek aardbeie vat en aardbeie opsit. Waar kom die woord poptart vandaan? Ek het nie 'n goeie idee nie. Ek het nog nie iets anders sê. Ek het nie 'n goeie idee nie. So hier's nou aardbeie Ja ja. en dan gaan ek vir ons 'n bietjie neute binne insit. Maar ek dien nie besigheid. Mense gaan 'n tand breek as jy hulle so groot insit. Moet mense net 'n bietjie kleiner maak. Is dit joune of is dit myne? Ek staan net hier. Ek ken my plek. Dis 'n maak soos jy smaak storie. Ja. Okay. Dan gaan ons so stout wees en ons gaan nou 'n bietjie sjokolade tussenin sit ook. Sjokolade tussenin. Okay, maar ek gaan jou daar breek. Want ons gaan nou eers 'n bietjie op 'n stadium moet nuus toe gaan. Ons moet sit. Ons moet nuus toe gaan. Dan as ons terugkom dan praat ons verder oor die poptart saam met Chef Megan Smith. Welkom terug. Ons is nog steeds in kombuis saam met Chef Megan Smith. Chef. Hoor eens op. Ja. Poptarts. Pop-tarts. Ons maak poptarts. Pop-tarts. POP, Amerikaanse poptart. Ja. Ek het nou gaan navorsing doen. Het jy? Ja. Ek het niks gehad om te doen nie, so ek sit nie niks vir nie. So, 'n Pop-Tart Ja. was oorspronklik iets anders. Kyk, daar was Kellogg's en Post was die kompetisie in Amerika in 1960s. Ja, Hulle was kompetisie vir mekaar die ontbytpapgoeders. En toe maak hulle hierdie koekie, Post, maak hierdie koekie genaamd Country Squares. Country Squares? Dis waar dit vandaan gekom het, Okay. die konsep vir 'n Pop-Tart. Goed. Maar dit verkoop nie so lekker nie. Kellogg's maak toe 'n ding wat hulle noem fruit scones. Dis in die Fruit 60er scones. jare.
In 1964 maak hulle toe fruit scones Okay. om te kompeteer teen Post maatskappy wat hierdie koekie gemaak het, ontbytkoekie. Ja. Éventueel toe besef hulle die goed verkoop nie. En toe is pop art, die kuns, jy weet, soos Groot. Ja, Soos baie groot daai in 1960er jare en toe noem hulle dit 'n pop tart in steede van 'n pop art. Direk 'n bietjie van 'n nod na pop art, die kunsbeweging. En toe is dit ongelooflik suksesvol, net omdat hulle die naam verander het. En toe word daar nou verskillende tipes. Daar's nou sjokolade, vrugte, enigiets waarna jy kan dink. Ja, 'n ontbytkoekie, maar hierdie is natuurlik nie net die massa vervaardigde ontbytkoekie soos deur 'n ontbytpapmaatskappy nie. Hierdie is persoonlik, intiem, hoe sê hulle 'n boutique. Dis boutique kos. Boutique kos. Goed. So Vertel ons van jou poptart, ja. So, ons het nou ryspapier onder gehad en ek het Ryspapier nat gemaak, alles, Ek ja. het nou 'n Marie beskuitjie weer bo opgesit en nou vou ek hom toe soos 'n persentjie. Hoe hy plak vas. Kyk, sien jy hy's soos 'n gel beslag. Dis baie gellerig, nie? Baie gellerig. Wat noem hulle gelatinerig? Ja, soos gelatine. So sien jy hy plak van self toe. My liewe hemel, so maak ons ek het gedog jy gaan hom moet En dan gaan ek hom kan optel, maar nou hy breek nou lekker. Nou wat ek vir die kykers wil vertel is as jy die ryspapier te lank in die water los, gaan hy aan mekaar vasplak en jy gaan hom nie weer kan oopmaak nie. Hoe bedoel jy mekaar vas? So omdat hy nou smelt basies in die, jy weet hy smelt binne in die water. In die water, ja. En hy word nou sag. Goed, dan op 'n stadium moet ek hom nou uithaal dat hy nou nie plak nie, sien jy? Ja. So hy's nog 'n bietjie hard, Maar so dis ek kan 'n moenie bietjie te langer lank los nie, want nie te anders lank plak jy los die in die bord water vas. nie. Ja, hy plak in die bord vas, hy plak in jou vingers vas, hy kan in 'n mes vasplak wat ook al. As jy hom te lank los. Wat ek wou noem is ook as jy hom nou jy vat die tweede stuk ryspapier en jy vou hom toe soos 'n koevertjie, soos 'n persentjie. Die rede hoekom ons dit doen is as jy nou kyk na ons eindresultaat. Gaan hom nou net hier oopmaak. Sal jy sien hy maak 'n dubbellaag. Vir die rede jou arbeie is sag en hy maak 'n sousie as hy warm word Ja. en dan gaan hy deurlek. Okay. En dan jou papier ook gaan breek. So dis hoekom ons dit 'n dubbellaag Dit maak. moet dubbel wees. Met ander woorde, jy sit hom neer dan vou jy hom bo oor en dan draai jy Ja. hom om en dan doen jy weer dieselfde. Ja, Okay. presies dieselfde. Okay, sien, hierdie voukant nou van bo af, sit jy nou weer iets bo oor dit. Ja, jy kan hom bo oor maak. Dan wil ek ook daaroor gesels is jy kan hom in 'n pan braai met botter of met olie. As jy dit met botter doen, botter word bruin baie vinniger as olie. As olie. En nou ook ligbraaier, daai lekker airfryer wat Ja, jy by die ja, ja. huis het. Jy kan dit ook daarin sit. Maar moet jy hom dan 'n bietjie olie smeer voor jy Jy hom kan 'n insit? bietjie olie oorsmeer. Hy gaan natuurlik brosbruin word aan die buitekant, so jy kan hom 'n paar keer kan jy hom smeer. Ja. Soos wat jy nou bak. Hy moet lekker brosbruin word, lekker goudbruin. En dan ook jy kan hom in die oond ook gaar maak as jy wil. Hier is nou iets wat baie vinnig is. Sien jy hoe gellerig is dit? Ja, okay, nou dis die tweede laagie. Dis die tweede ons dan bo toe gevou, so bo op daai toevou sit ons hierdie nou, né? Ja. Ja. Okay. So wat ek nou gaan doen is ek gaan hierdie situasie optel. Ben laat dit skeer die. En kyk, hy's nou nat, nee, hy het langer as gewoonlik gestaan. Hy het nou omdat ons- langer omdat jy so baie praat ook. Ek vra om verskoning. Nou het hy 'n bietjie nou raak hy te taai amper, né? Amper so iets, maar sien jy hy plak vas, maar hy skeer nie. Okay. Kom ons wys hulle. Kyk, hy's heel. Hy's 'n sakkie. Maskas, dis vraggie se sakkie. Dis 'n Okay. klein sakkie. So wat ek nou gaan doen is ek gaan hierdie gedeelte neersit. As tweede laag. Hou daai vas. Ek hoop jou hande is skoon. Ja, ek het nou. En Hande nou gewas. jou vingers afgelek nadat jy 'n Marie beskuitjie geëet het. Sien jy hoe plak hy? Nou baie taaiig, yes. Baie taierige storie. En dan sit jy hom net. Wat ek sit hom nie, ek sit hom aan die ander kant om nie. Ja, sien jy? So dit maar vou ons aan As hierdie hy? kant toe. Daai was oorspronklik die onderkant van die Ja. besigheid. En nou vou jy hom net toe soos 'n persentjie. Nou wat gaan gebeur as jy hom binne in die pan sit of in jou ligbraaier? Ja. Gaan hy gaan sulke sakkies maak. Hy gaan opblaas. Ja. Moet dit nie breek Stik en druk nie, nie. asseblief nie, want dan andersins al die sousies in die binnekant gaan nou uitloop. Maar Dan as jy hom nou insit binne in jou pan, dan braai hy. Dan so hoor maklik is dit. En onthou dan die ook, as jy botter gebruik, gaan hy bietjie bruiner wees. ja, en dan ook die botter skei. Sodra jy botter warm maak, gaan hy skei, so hy gaan vinniger bruin word ook en dan gaan daar lyk asof daar sulke bruin goedjies Dit binne in is jou nie, botter daar's rond. niks gif in nie, dit lyk so. Dis botter. Dit lyk Dit is so. botter. En dan natuurlik jy wil hê hy moet nie vasplak nie. Ja, sien? ek sien. Ek Goed. sien.
Nou, maar dis dit. Dis dit? Pop-tarts. Pop-tarts. En dit is baie lekker. En dis 'n soetigheidjie. Ja. Saam met ontbyt. Dit lyk baie lekker. Baie dankie, chef Megan, vir jou menswees en omgee. En hierdie is 'n baie interessante happietjie. Maak dit by die huis. Onthou, jy kan daai strawberries verander met blou bessies. Blou bessies. Perskies, enige vrugte wat waarvan jy hou. En dan ook, dit hoef nie sjokoladesmeer te wees nie. Dit kan goue leeuetjie stroop ook wees. So mens kan leeuetjie stroop ook gebruik om dit te Of heuning om dit gesond te hou. Of jy kan nou so speer gaan en oorboord wees met sjokoladesmeer. Ja, onthou, hierdie is net bestanddele vir hierdie kos wat ons maak. Nou ja, baie dankie dat jy hier was, chef Megan. Tada! As ons terugkom na die advertensiebreek, dan gesels ons bietjie oor boekepryse en jeugliteratuur.